is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Sy is die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium, Dr. Judy Pretorius. Baie welkom hier by die ateljee. Die tema is nuwe jaar, nuwe jy, maar daarvoor het jy goeie produkte nodig, maar ons weet nie alle produkte word dieselfde gemaak nie. Hoekom is dit so belangrik om 'n mens se navorsing goed te doen en nie sommer net te koop wat jy by enige mark kan kry nie? Wel, ek gaan 'n voorbeeld gee. Gelukkig reis ek baie en dan doen ons mobiele klinieke of behandelings. En dan elke liewe keer ontmoet ek iemand wat vir my sê, hoorie, ek het hierdie produk gekoop, ek het dit begin gebruik en het my gebrand. Een van die gevalle waarmee ons nou besig is 'n dame wat 'n produk gekoop het by 'n taxistasie of 'n taxi rank, R15 daarvoor betaal en dit het 'n klein seertjie hier begin veroorsaak en éventueel het dit die hipotrofiese weefsel. So sy het gebrand. Dieselfde as jy byvoorbeeld 'n voetskrop het en jy wil van jou eelte en jou hake, jy weet, bietjie afskuur. As jy van daai produkte aan die onderkant van jou voet gebruik, is dit nie 'n probleem nie, maar as dit aan die bokant van jou voet beland, dan gaan jy 'n brandwond kry. Dieselfde met ander produkte soos reinigers, as die preserveermiddels te hoog is. Ek hou van die Engelse term epi-off. As dit in jou oë kom, dan brand dit letterlik die epiteel van jou oog af. So met die gevolg is, as jou formulering nie reg is nie, kan dit eintlik baie skade berokken. Maar ons weet mos nou hoe dit werk, nê? Van my mond na jou oor. Dit is hoe produkte bekend word. So as ek nou 'n sussie het of 'n tante vir wie iets nou gewerk het, dan gaan ek eerder na haar luister. Dit weeg amper swaarder as empiriese navorsing. Hoekom doen ons dit? Dis baie jammer en ek gaan my eie ouma as 'n voorbeeld gebruik. Toe ek 'n kind was en ek het te lank in die son spandeer en my skouers rooi gebrand het, my ouma gesê, weet jy wat, vat vir jou 'n aloe vera room wat jy kan aansmeer sodat die branderigheid heeltemal kan ontlont. Die probleem met dit is, daar's van 'n wetenskaplike oogpunt af kwantitatief en kwalitatief. Die oomblik wat ons begin bestanddele bymekaar gooi, dan weet ons nie noodwendig is dit die regte konsentrasie nie. Het ons validasiestudies daarop uitgeoefen, wat is die presiese konsentrasie, want partykeer iets eenvoudig soos Vitamiene C wat jy in lemoene kry. Teen te hoë konsentrasies kan dit eintlik jou vel baie begin irriteer. En dis die probleem, die velsorgindustrie is 'n vry vir almal. Die roete om in die mark in te kom is regtig enigiemand kan dat doen, want daar's nie 'n plesieringsmeganisme nie. Die probleem daarmee is, party produkte is goedkoop en party produkte is duur en mense soek partykeer die goedkoper opsie, maar die goedkoper opsie beteken dalk dat hulle voldoen nie aan regulatoriese vereistes nie en dit kan skadelik wees. Nou, hoe doen ek as 'n gewone verbruiker my navorsing goed genoeg dat ek nie met 'n brandmerk sit nie? Ek sê altyd vir mense, gaan na die statutêre rade toe en tik daai besigheid se naam in en kyk of is hulle geregistreer. Kyk of het hulle enige vorm van ISO-sertifisering, kom hulle uit 'n geakkrediteerde omgewing uit, vind uit wie was by die formulering betrokke. Soos ek kan sê, ek is Dr. Judy, ek is by Biomedical Emporium se formulering betrokke, so ek kan verantwoordbaar gehou word, maar as dit is, hoorie, dit is 'n oom of 'n tannie wat nie regtig daai kliniese bewese studies gaan doen dit nie, dan is dit 'n baie groot vraagteken. Baie mense sal nou sê, maar wat dan nou van natuurlike hulpmiddels, net kortliks. Jy moet mos laventel kan gebruik vir enigiets, dis mos skadeloos. En weet jy wat, daar's niks van daarmee nie. Natuurlik, organies, al hierdie wonderlike woorde, gaan toets dit net, gaan toets net die suiweringsproses. Dit is, en mense moet ook pas op, jy weet, die woord natuurlik en organies klink so sag op by die ore, dit maak nie seer nie, maar soos ek sê, poison ivy is ook natuurlik en organies.